Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur hieronder op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En ja, ons is nader op die oomblik die 20.000 merk van intekenare op hierdie kanaal, dis glad nie sleg vir 'n Afrikaanse kanaal nie. En natuurlik, ek dink die YouTube is ook nogal gekoppel aan Hoofstroom Media. Ek dink kwessies wat in die Hoofstroom Media aandag kry, geniet ook meer aandag op YouTube. Dis 'n verskynsel wat ek al self waargeneem het. Dus is glad nie sleg, 20.000 intekenare op hierdie kanaal van ons nie, wat deur in 2009 al begin het, maar nie altyd so besig was nie, maar nou hou ons om aan die gang. Dankie in elk geval vir almal wat dit volg en dit inteken, en dankie ook vir u ondersteuning deur ons boeke te koop en so meer. Nou vandag se onderwerp gaan nou oor solidariteit se banier en die gekompromiteerde howe in Suid-Afrika. Die howe wat glad nie meer objektief na dinge kyk nie, want die howe is natuurlik ook sogenaamd getransformeer in 'n ideologiese sin. Maar voordat ons daarby kom, ek wil hier ook, ja, ons nou van die boeke gepraat, hier is natuurlik ons Paul Creer boek en ander boeke wat hier onder hierdie video kan jy kyk na ons winkel daar, daar is 'n hele paar boeke wat jy kan bekyk daar, en sommige van hulle het ook 'n tamelike afslag wat ons aanbied op die oomblik. En as jy daarna voel, ek kan altyd vir jy natuurlik 'n boek teken en iets daarvoor inskryf as jy dit sou wil hê. Dus kyk gerus na ons boeke en alles wat daar te koop is op die winkel net hier onder hierdie video. Maar terug nou by die banier van solidariteit. Soos jy weet, waarskynlik oor 'n paar dae gelede het solidariteit 'n banier geplaas hierso in Johannesburg, en soos jy daar kan sien, dit is daar op die snelweg op 'n betonmuur wat dit aangebring is, en hulle het dit blykbaar gereël met 'n advertensiemaatskappy wat sulke tipe reklame hanteer, en dit was maar 'n dag of 2 daar, en toe het die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, in sy wysheid besluit om dit net daar se muur te laat afhaal. Hy het die burgemeester van Johannesburg gebel en vir hom gesê hulle die metropolisie moet dit gaan afhaal. En dit het ook dan gebeur. Dis natuurlik heeltemal strydig met die wet en enige prosedures. Daar was geen klagte ingedien teen die banier nie. Dit was nie op seën of jy weet, het aanstoot aan enigiemand gegee nie. En daar staan natuurlik op die banier, welcome to the most race-regulated country in the world. En ek dink dit is nogal waar, jy weet, daar is in Suid-Afrika ons oor die 140 rassewette, en daar is soveel wetgewing rondom ras en etnisiteit in Suid-Afrika, dat 'n mens so 'n stelling beslis kan maak. En dit is naby aan die waarheid. Maar Lesufi is natuurlik nie iemand wat hom aan enige reëls of regulasies steur nie. En hier was ook 'n kommentaar van iemand by name Marnus Kutse, hy het in Engels hier geskryf, South Africa G20 Summit, the ANC racist government has illegally removed the huge banner put up by Solidarity about the ANC's 144 race laws, a banner that Solidarity paid for. And then the ANC Premier Panyaza Lesufi celebrates this attack on freedom of speech. Ja, Lesufi self het daar getweet, gone, nadat dit nou verwyder is. Maar soos jy waarskynlik weet, ek het dit al hier genoem, Lesufi wou my 'n paar jaar gelede dagvaar R500,000 verlaster of iets oor, net oor iets op X wat ek oor hom gesê het. Nee, vreeslik, ja, ek het maar net so 'n bietjie gesinspeel. Op sy aardige naam, sy vorige naam is Andrek, ek weet nie waar dit vandaan kom, maar in elk geval. Dis een van sy name, afgesien van Panyaza. Maar nou die vraag is, wat gaan die hof, dis nou 'n dringende aansoek hierso in die Johannesburgse hof. Nou ek kan vir julle sê, dringende aansoeke, wel die howe in Suid-Afrika, deesdae, wel die prokkie rowers sê dit self, dis is om 'n muntstuk op te gooi.
jy op te skiet, jy skiet die minstlik op en jy weet kop of stert of wat ek al, een kant wen, die ander kant verloor. Die een kry kostebevel teen hom, die ander een wen die kostebevel en natuurlik wat ook al in geskil is. Dus die howe, ja, die howe het omtrent ewe min ontzag vir die wet en orde of vir die regspraak as Lesofie self. Dis gaan baie interessant wees om te sien wat hierdie dringende aansoek van solidariteit oplewer. Miskien is dit al gelewer, ek weet nie. Ek het nou op X gekyk, wat ek al as nog geen nuus aantrent nie, want ek dink hierdie G20 spitsberaad begin môre, Saterdag, dus dit is seker nou dringend dat daar 'n uitsluitsel oor hierdie kwessie moet kom voor die beraad nog begin. En ons sal nou wel sien, maar ek het die goeie hoop dat hulle die saak gaan wen nie, want die regters is gewoonlik maar staan maar simpatiek teenoor die ANC en teenoor Lesofie, wat hier die groot kokkedeur van die ANC in Gauteng natuurlik is. Maar dit is toch vir my interessant en ek wou 'n bietjie verder oor uitgebrei het, hierdie hele veldtog wat solidariteit tans voer rondom die G20 beraad in Suid-Afrika. Ek het self daaraan gedink om 'n boek te skryf wat partyds reg sou gewees het vir die beraad oor volksmoord, maar 'n hele paar ander dinge het oor my lewe geloop. Dus ek kon nie heeltemal by daardie sperdatum hou nie. En ek dink ook nie op die oomblik wil ek soveel openbare aandag op my vestig en al my vyande wat daar buite op loer is, weer aan my bestaan herinner nie, mense soos Lesofie self. Want ek beskik nie oor die genoeg hulpbronne om so 'n geweldige aanslag te trotseer nie. Dus ek hou met belangstelling die ander spelers op die veld dop, soos Solidariteit byvoorbeeld, en om te sien wat gebeur nou met die hofsaak. Maar wat vir my ook interessant is dat Solidariteit, en ek dink af die forum, want dit is eintlik maar een organisasie of een groep, hulle is besig om te probeer om die ANC in verleentheid te stel deur die rasse aard van die Suid-Afrikaanse bestel te beklemtoon. Want natuurlik is ons, en ek dink dis deel van hulle argument is dat in die grondwet is daar aan ons beloof dat Suid-Afrika sogenaamd nie rassig sou wees na 1994. Met ander woorde, dat daar geen sprake meer van 'n ras gaan wees nie en dat almal net oor dieselfde kam geskeer gaan word. En daar gaan nie verskil meer wees tussen blank en swart en Indiër en bruin en wat ook al nie. Terwyl natuurlik het presies iets in die oorgestelde gebeur, en ek dink mense is vandag meer, wel die wetgewing, soos hulle ook, ek dink al bewys het, daar's nou meer wetgewing wat mense volgens ras klassifiseer as voorheen, alhoewel daar's nie, hulle het weggedoen met rasseklassifikasie, dus mense moet nou hulle self klassifiseer of hulle gaan maar net, hulle kyk sê maar net so na jou en sê jy's 'n blanke of jy's bruin of jy's Indiër of wat ook al, of swart. En dit word so half op 'n baie paradoksale manier geadministreer hierdie hele stelsel. En dit is natuurlik totaal en al teenstrydig in baie opsigte. En ek dink Solidariteit probeer nou inspeel daarop, en ook in hulle video, ek het die video gekyk 2 keer, hulle, wat is die titel, ja, Race to the Bottom. En ek het dit selfs vir 'n vriend van my in Amerika die skakel gestuur, en hy sê hy sal daarna kyk, want dit is my nogal interessant. Wel, die hele, die paradoks is natuurlik dat al hierdie soort, jy weet, regstellende aksie, die tenders wat aan aangewese groepe uitgeloof word en so meer, dit kom alles van Amerika af. Maar nou natuurlik is daar 'n ander wind wat waai in Amerika, en ek dink Solidariteit en 'n klomp
ek self seker ook, en almal van ons probeer so bietjie voor hierdie wind kom, ons seile voor hierdie wind span om te sien waarheen dit nou ons bootjie gaan vat. Want daar's 'n ander soort kritiek teen die liberale of linkse rasse-ideologie wat ons die afgelope paar dekades vanuit Amerika getref het. En ek dink hulle dui ook in die video van hulle aan dat dit eintlik dat selfs Reagan, wat oor die algemeen as 'n konservatiewe president in Amerika gereken word, dat selfs hy het 'n soort jy weet, transformasie of iets van die aard op Suid-Afrika afgedwing toe hy die sogenaamde Sullivan beginsels so in die 80er jare aanvaar het en ook Amerikaanse maatskappye wat in die land werksaam was, gedwing het om hulle by hierdie beginsels neer te lê. Maar die strategie, dink ek, wat solidariteit volg, is hulle probeer, wel, ten eerste natuurlik geweldig, dit is geleentheid vir publisiteit, met die wêreldse aandag wat nou in soveel joernaliste en media en wat ook al wat hier teenwoordig gaan wees tydens die G20 vergadering. En hulle poog om in te speel op daardie publisiteit natuurlik, nommer 1. Maar nommer 2, hulle wil ook eintlik die ANC in die verleentheid stel deur op die idee van rassewette en dan ook rassediskriminasie natuurlik. Daardie aanklag te maak dat die ANC eintlik dus besig is met 'n soort omgekeerde, om het nou maar so te noem, 'n soort omgekeerde apartheid, dat daar nou 'n ander tipe diskriminasie vaardig is in ons land. Ek dink waarmee mense kan saamstem. Maar ek is nie doodseker of die ANC of selfs links, om het nou maar so te noem, dat hulle werklik in die verleentheid daaroor gaan, dat hulle verleë daaroor gaan raak nie. Ek dink nie hulle het 'n probleem daarmee om oor ras te praat en aanklagte oor ras te maak. Jy weet, solank dit teen die minderheidsgroepe in hierdie land gerig is nie. Ek dink, kyk, daar is soveel paradokse natuurlik in hulle eie diskurs, soos ek reeds genoem het, maar hulle gee nie om daaroor nie. Dit vir hulle gaan dit net oor die propaganda, en hulle is besig om al hierdie soort beweringe oor ras en hulpbronne en ongelykheid en wat ook al te maak. En ek dink nie hulle gaan vreeslik verleë raak daaroor nie. Selfs al gooi die mense solidariteit nou hier maak, gooi dit so af in hulle gesig terug en sê, ja, maar julle het nou gepraat van ons is nou al in 'n post-rassige bedeling of 'n nie-rassige bedeling, maar intussen is daar meer rassewette as ooit tevore, en daar is ook meer intense diskurs oor die begrip ras as ooit tevore in ons land se geskiedenis. Maar ons sal maar kyk hoe dit gaan uitspeel. Dis 'n interessante verwikkeling, sou ek sê. Ek self is natuurlik in die verlede al verskriklik vergys, omdat ek hier en daar net 'n baie onskuldige opmerking gemaak het. Onder andere deur Kali Kriel van AfriForum. Hy het my in die openbaar aangeval, ook op RSG en elders. Ja, ek is nie 'n wrok teen Kali Kriel of AfriForum of solidariteit nie, jy weet, ek dink ons veg almal aan dieselfde kant. Ons probleem is nou maar hierdie soort linkse hegemonie wat in ons land ingestel is, en wat feitlik al die hulpbronne van die land en die staat en die weermag, polisie en alles wat daarmee saamhang beheer, en selfs die groot maatskappye. Baie van hulle staan ook regstreeks onder ANC beheer. Maar kom, ek sou miskien 'n meer uitgebreide soort ontleding wou gee van solidariteit se video. Die een dame daarin praat oor 'n nuwe gesprek oor ras wat nou kan plaasvind in Suid-Afrika. Ek sou graag wou weet meer wat dit beteken.
Ek dit herinner my aan sekere dinge wat in Amerika ook gesê is, so 10, 15 jaar gelede. Ek was ook al by tye in Amerika en mense daar ontmoet wat ook video's en allerlei dokumentêre rolprente en sulke goed gemaak het oor die tipe kwessie, veral na aanleiding van 'n uitspraak van Obama. Hy het gesê, ek dink dit was hier, kan nie mooi onthou wanneer het hy vir die eerste keer aan bewind gekom nie, was dit in 2008. Toe het hy gesê Amerika het 'n gesprek oor ras nodig. En dit het hy ook vanuit 'n soort linkse oogpunt gesê, en dat hy eintlik 'n aanklag ook teen die blanke meerderheid in Amerika wou maak, rondom die rassekwessie. Maar ek dink hy het agternaas 'n bietjie daarvan begin wegskram, want hy kon sien dat dit hom nie eintlik vreeslik baie gaan baat nie. En dis het ons nou iets van dieselfde hier in Suid-Afrika nou 15, 20 jaar later, waar solidariteit praat van 'n nuwe gesprek oor ras, het echo's 'n bietjie daarvan uit Obama se uitspraak en alles wat daarop gevolg het, ook die kritiek vanuit regs wat hy gekry het in Amerika, en mense wat daardie term aangegryp het, omdat hulle ook hulle eie agenda en hulle eie debat daaroor wou voer. Dus ons wag nou in spanning om te sien wat met die dringende hofsaak gebeur, maar ek het nie goeie hoop van hierdie Boenehof hier in Johannesburg nie, en dat hulle simpatiek teenoor solidariteit gaan wees nie. Ek dink solidariteit het kragtens die wet en die prosedures wat hulle gevolg het, is dit aan hulle kant, maar die howe, so weet ons, hulle kan enige wet interpreteer net soos hulle wil. Hierdie regters op die bank, hy beskou dit, hy het 'n volmag. Hy kan die wet interpreteer net soos hy wil, hy kan enige uitspraak gee, net wat hy wil, wat heeltemal strydig met ander uitsprake met hoë howe kan wees, hulle gee glad nie om nie. Hierdie regters is, hulle is 'n groep op hulle eie. En hulle kry natuurlik geweldig groot salarisse ook. Hulle kan niks omgee nie, hulle is lewenslank aangestel, en tensy hy dronk raak en in 'n muur vasry en sulke tipe goed soos wat regter Motata gedoen het, of Sloppy, of wie ook al, gaan hy lewenslank op die bank sit en nog agterna sy salaris kry, selfs hulle sy afgetree. Dus kom ons kyk wat gebeur, en ons hou die gesprek aan die gang, en tot volgende keer, dan maak ons weer so, en moenie vergeet op die kanaal inteken nie, en kyk gerus weer na die beskikbare boeke hier onder op ons winkel. Totsiens.